Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Ons gebruik dikwels dieselfde woorde wanneer iemand vra hoe dit gaan. Ek oorleef. Dis asof ons die lewe sien as iets wat eenvoudig deurgekom moet word. Nog 'n week, nog 'n rekening, nog 'n vergadering, nog 'n uitdaging. Maar Jesus het nooit gekom sodat ons bloot kan oorleef nie. Paulus skryf in Kolossense 3 dat ons moet bekleë met meelewing, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Let op, hy beskryf nie bloot dinge wat ons moet doen nie. Hy beskryf mense wat ons besig is om te word. Dis hoe God werk. Hy is minder geïnteresseerd in jou prestasies as in jou karakter. Ons spandeer ure om ons besittings te beskerm. Ons sluit ons motors, ons beveilig ons huise, ons maak rigsteen kopieë van foto's en dokumente. En dit is baie verstandig om dit te doen. Maar wie bewaak jou hart? Wie sorg dat jou vrede nie stadig uit jou lewe verdwyn nie? Wie beskerm jou vreugde teen die gejaag van elke dag? Ons kan maklik alles aan die buitekant regkry en intussen iets kosbaars aan die binnekant verloor. Jesus vra immers, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar sy lewe verloor? Dis nie 'n waarskuwing teen sukses nie. Dis 'n uitnodiging om te onthou wat werklik saak maak. God is elke dag besig om iets in jou te vorm wat baie langer gaan hou as jou loopbaan, jou besittings of jou prestasies. Hy vorm 'n hart wat al hoe meer soos Christus lyk. Miskien is dit vandag die belangrikste vraag. Wat beskerm ek die ywerigste? My reputasie, my inkomste, my gemak, of die mens wat God besig is om my te maak? Die by SA gemeente glo ons, Jesus het gekom om lewe in sy volheid te bring. En daarom wil ons die nommer 1 netwerk vir jou lewe wees. 'n Geloofsfamilie wat mekaar help om nie net suksesvol te leef nie, maar betekenisvol te leef. Tot môre, mooi loop.